Goeiemôre, goeiemiddag of heel waarskynlik goeienaand. Gaan gou in hierdie video net gemengde voorbeelde doen van die verskillende tipe faktoriserings wat daar is. In graad 9 is daar net soos 4. Nou dat ek daaraan dink, weet ek nie of daar meer is in die toekoms nie. Ek weet nie of daar in graad 10, 11 en 12 meer ander tipe is nie. Daar is nie, of ek dink nie daar is nie, behalwe, nee, ek dink nie daar is nie. Is daar? Nee, dalk is daar, ek weet nie. Jy vang my nou vas. Ek dink amper daar's 'n paar ander tegnieke wat jy aanleer as jy nou matriek toe gaan oor hoe om dinge te vereenvoudig soos vierkant voltooiing, maar ek weet nie of dit faktorisering is nie, maar okay, dit het niks te doen met hierdie video nie. Okay? Ja. In hierdie video het ek 3 voorbeelde, net oefeninge so te sê, waar ek verduidelik. Ek kan hierdie seker as 'n oefeningsvideo label. Wat's label in Afrikaans? Ek weet nie. Maar 'n oefeningsvideo waarin ons na 3 gaan kyk, 3 oefeninge hoe om te faktoriseer wanneer daar nie net een tipe faktorisering is nie, maar die kombinasie van al 4. Gemeenskaplike faktore, die groepering, selfstermverandering, die 3 terme en dan die verskil van 2 vierkante. So skryf die eerste een af. Daar sou is hy. Baie moeilike voorbeeld daai. Jy hoort te kan sien, hulle gee vir jou meer as 3 terme. So dit beteken jy gaan nie die 3 term faktorisering doen nie. Jy gaan begin met groepering. Ek dink al 3 van hierdie begin met groepering, maar dan het hulle 'n ander tipe faktorisering binne dit. So groepeer daai oudjies vir my, net so. En waarvan jy moet bewus wees, weer eens, soos enige ander groepering, is wees bewus van jou teken. Kyk daai minus 2x. Dis minus 2. Moenie die minus voor tussen die hakies sit nie, want dan moet hierdie 2y se teken gaan verander. Sodra jy 'n teken uithaal, soos 'n minus uithaal en jy sit hom voor, dan moet elke liewe term verander, want as jy 'n teken voorsit en jy maak skielik hierdie 2x 'n positief, dan moet daai en ook 'n negatief word, maar ja, ons wil nie dit doen nie. Nou, in jou hakkies het jy die volgende gemeenskaplik. 2b kwadraat en 2b kwadraat in jou eerste hakkie en 2 en 2 in jou tweede hakkie. Dit haal jy dan gemeenskaplik uit. So maklik soos dit. En jy sal sien, hierso is daai minus nou 'n probleem. So, moet hom nie hier uit gaan haal nie. Jy kan as jy wil, maar ek sal jou aanraai om dit nie te doen nie, want net nou kom jy hierso, dan moes jy dit nie eintlik gedoen het nie, dan moet jy hom weer gaan verander. Dan het jy 2 onnodige stappe gedoen, en dit vat tyd, en jy het nie tyd in 'n wiskunde vraestel nie. So, eers as jy sien dis nodig, haal dit uit. Want hierso het ek 'n positiewe x in my eerste hakkie en 'n negatiewe y, waar ek in my tweede hakkie 'n positiewe y het en 'n negatiewe x. So hulle is nie dieselfde nie. Alhoewel hulle in dieselfde posisies is, so x is eerste en x is eerste in halte van die hakkies, is hulle tekens nie dieselfde nie, en dis eintlik waaroor ons omgee. So jy verander dan die teken net. Los daai eerste een, hierdie eerste ding, los hom net soos wat hy is. 2b kwadraat, x minus y. Dis net in die tweede hakkie wat jy hom verander. Kyk, ek het vir jou hierbo gesê, as jy hom gaan uithaal, gaan die tekens verander, en dis presies wat hier gebeur. Kyk daar. Minus 2, ek haal 'n minus uit, so die x se teken verander na positief, en die y se teken verander na negatief. Nou sal jy dieselfde, ek maak my streepies en my sirkeltjies. Ek wil heeltyd kringetjies sê, of wielietjies, of flippin sirkeltjies. Streepies en sirkeltjies. Sit die streepies voor en die sirkeltjies agter. Ek is nog nie klaar hier nie. Ek het julle gesê, daar gaan groepering wees. Hierso was nou groepering. En in groepering gaan daar ander goedjies wees. So, jy moet kyk na jou laaste hakkie. Kan ek iets doen met my eerste hakkie? Nee, hulle is so eenvoudig soos hulle kan wees. My laaste hakkie is daar wel so 'n paar probleme. Eerste een,
daai 2 kan ek gemeenskaplik uithaal. Kom ons spreek dit eers aan. Haal die 2 uit. Ek sit hom in 'n hakie tussen die 2 hakies, maar later gaan ek hom net voor gaan skryf, want ek hou daarvan as my getal heel voor is. Nou is daar die volgende probleem. Ek het een probleem opgelos, die volgende probleem is b² minus 1. Jy hoor dit te herken as 'n verskil van 2 vierkante. So wat jy doen, is jy verskil van 2 vierkante om. Woeps, laat ek net inzoom. Jy verskil van 2 vierkante om. Positief b plus 1 en positief b minus 1. So b plus 1, b minus 1. Dan is jy klaar, daai b² minus 1 verskil van 2 vierkante daaraan. En nou hier wys ek net vir jou mooi presies alles wat ek gedoen het. Ek het gegroepeer, gemeenskaplike faktore uitgehaal, ek het teken verander, ek het weer gemeenskaplike faktore uitgehaal en ek het verskil van 2 vierkante gedoen. Hieronder het ek ook, ja. Daai 2, soos ek vir julle gesê het, kan uitgehaal word en voorgesit word, maar ek het dit nou nie gedoen nie, want ek het dit probeer maklik maak vir julle. Volgende voorbeeld. Ses faktore. Sorry, ek kyk na hierdie vraag en ek dink hy lyk baie soos die laaste een. Maar ek seker daar's 3 voorbeelde. Kom ons kyk nou maar. 6 faktore, dis meer as 3, so jy kan nie 3 term doen nie. Maar 6 gedeeld deur 2 is 3, so jy maak 2 hakies van 3 elk. Kyk, in my eerste klomp is t² gemeenskaplik en in my laaste klomp is kt gemeenskaplik. So in my 2 hakies kan ek net gemeenskaplike faktore gaan uithaal. Dit gee vir my 2 hakies daar aan die einde van elke, so agter aan t² is daar a plus b minus c en agter kt is daar a plus b minus c. My hakies is dieselfde, so ek trek hulle streepies en ek maak sirkeltjies om dit wat oorbly. So die a plus b minus c gaan staan voor en die sirkeltjies gaan staan in hulle eie hakie aan die einde. K² plus kt. Ek's nog nie klaar nie, want ek kan t gemeenskaplik gaan uithaal. En hierso is ek klaar. Daar's nou niks verder wat ek kan doen nie, geen ander vorm van faktorisering nie. Klaar. So, hierso het ek gegroepeer, daar het ek gemeenskaplike faktore uitgehaal. So maklik soos dit. Laaste voorbeeld, kyk al, hulle lyk baie eenders. Nee? Ek het gesê, hulle lyk dieselfde. Hierdie een is ook die moeilikste van die lot. Dis net omdat hy meer as, hy het moeilike faktorisering in hom. W6 terme beteken die eerste hakie gaan W3 hê en die laaste hakie gaan ook W3 hê. So ja, jy groepeer hulle. Onthou, ek het mos vir julle gesê, hulle gaan dit nie vir julle so vra dat dit gemeng is nie. Later, ja, man, graad 9 nie. So jy sit hulle in dieselfde hakies, dan sien jy a² is gemeenskaplik in die eerste een en ab in die tweede een, daarom haal jy dit gemeenskaplik uit. Jy kan sien x² minus 4x plus 4 is gemeenskaplik tussen die twee, daarom haal jy, of maak jy streepies onder hom, so woord, maak jy streepies onder hulle, en sirkeltjies om jou a² en jou ab. Jy sit jou streepies, hakies eerste, en jou sirkeltjies laaste. X² minus 4x plus 4 kan gefaktoriseer word. Daar's 3 terme, hy voldoen aan al die vereistes, hy is 'n kwadraat en hy gaan af tot niks nie. So ek kan hom faktoriseer met 3 terme. Of met die 3 terme tegniek, of wat ook al jy daar wil sê. So jou vraag gaan wees, wat plus wat gee vir my 4? Kyk na die 4 aan die einde, dan moet ek bietjie inzoom. Kyk na die 4 aan die einde, wat plus wat gee vir my 4? En as ek hulle by mekaar moet tel, die plus net voor die 4, moet hulle vir my die 4 in die middel gee. So wat mal wat gee vir my 4 en wat plus wat gee vir my 4? Obviously gaan dit 2 wees. 2 mal 2 is 4 en 2 plus 2 is ook 4. So jy maak jou hakies en dan sien jy die tekens gaan dieselfde wees. Kyk, die laaste term is 'n plus 4 maar die middelste term is 'n minus 4. So die plus 4 sê vir my tekens gaan dieselfde wees, minus 4 sê vir my
Die grootste een gaan die minus kry, maar omdat hulle dieselfde is, gaan albei minus kry. Daarom skryf jy dit so. En met daai laaste term, ek sien ek het alles nou hier in 'n enkele stap gedoen, om tyd te spaar. Maar die laaste term kan ek net algemeenskaplik uithaal. Hierdie is hoekom ek sê dat hierdie voorbeeld is soos die moeilikste van die lot, net omdat hy daai 3 term daarin het en jy sukkel heel wat met die 3 terme. Net omdat daar meer stappies daarin is. Maar gaan kyk die video's wat ek daar gemaak het. Nou het ek gegroepeer, ek het gemeenskaplike faktore uitgehaal en ek het die 3 term toegepas. OK, baie vinnige, kort, vlugtige video van die oefeninge van faktorisering. As jy nog sukkel, laat weet my, dan kry ek vir julle nog voorbeelde en dan doen ek dit. Noem net die faktorisering waarmee jy sukkel. Moenie vir my sê jy sukkel met wiskunde nie, asseblief. OK, dit is die einde van hierdie video. Ek hoop jy het dit geniet en sien jou in die toekoms.